Sy baie welkom weer 'n keer by die aandere-diens en die tweede boodskap van ons Pinksterreeks. Dit is altyd vir my so eintlik verskriklik hoe vinnig die 'n reeks verbygaan. Dit is vir my soos trappies. Jy klim die eerste enetjie, die tweede enetjie, môre aand is ons op die kruin en dan is dit die laaste twee weer af. Dit gaan so vinnig en mag die Here in hierdie tyd ons ontmoet, mag hy sy kosbare woord in ons harte uitstuur en dat die Heilige Gees die werk in ons harte en lewens sal doen wat die Here begeer om in ons en vir ons te doen. Ek wil maar net hê, u moet kennis neem dat die dienste gaan aan tot en met Woensdag aand, vanaand, môre, Dinsdag, Woensdag en elke aand is daar lekker sop en brood wat u kan kom geniet in die saal na die tyd, so wees welkom en kom deel daarin asseblief. Kom ons word stil voor die Here. Ons dierbare hemelse Vader, baie dankie dat ons net in hierdie oomblikke voor u kan buig. Ons is so afhanklik van u. Ons het u so nodig. En ons dankie dat ons weer 'n tydjie kan hê hier in die middel van die jaar waar ons net ons kan afsonder, waar ons onder die wonderlike geklank van u woord kan wees. U woord is so kosbaar. Alles wat die Bybel vir ons oor die woord leer, dat dit 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. Dat dit 'n hamer is wat 'n klipharde rots kan vermorsel. Dat dit die swaard van die Gees is. Alles is waar. Here, en ons aanbid u vir u woord. Ons dankie dat u vir ons die Bybel in ons eie taal gegee het. 'n Pragtige suiwer vertaling ook wat ons het. En ons bid, Here, dat u in hierdie week, terwyl ons rondom die woord vergader en die woord oopmaak in ons midde en daaruit leer, dat dit nie maar net vir ons interessant sal wees nie. Dat ons nie hier sal sit en sê, dit is kosbaar en wonderlik, maar dit raak nie ons harte en ons lewens nie. Ons wil graag daai ou kringetjie trek om elkeen van ons en ons wil bid en vra, kom Here, kom werk in hierdie week met my, met elkeen van ons. Kom vul ons opnuut met die Heilige Gees. Ja, dat ons die beheerkamers van ons lewens en van die gemeente ten volle aan die Here Jesus deur die Heilige Gees sal oorgee. Ons het nou gesing, spreek Here, want u kinders luister. En ons bedoel dit uit ons harte uit. In die naam van Jesus. Amen. Nou ons gaan saam lees weer twee gedeeltes uit Handelinge. Handelinge 1 en Handelinge 2. In Handelinge 1 gaan ons van vers 9 af lees. Ons het vanmôre tot by vers 8 gelees. Ons lees nou van vers 9 af saam. Nou ja, vers 8, die kragtige belofte, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En dan sê vers 9, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Ons het donderdag aand daarna verwys. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking
saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En dan lees ons in hoofstuk 2 van vers 42 af. Ons het ook vanmôre tot by vers 41 gelees. So ons lees van vers 42 af. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. In vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendom en hulle besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ekskuus Ansie, jy sal nou dink ek, gaan ons maar los, sing net die slotlied. Goed. Ek wil graag vanaand met u praat, die tweede boodskap in ons reeks, en die oorkoepelende tema van die reeks hierdie week, die vuur van Pinkster in die gemeente. En terwyl ek nou voorberei, kom dit by my op. Wanneer is 'n gemeente nou 'n biddende gemeente? Is dit voor die vuur van Pinkster oor hulle kom, of is dit nadat die vuur van Pinkster oor hulle gekom het? En terwyl ek besig is en ek lees, toe kom ek agter, is eintlik albei. Want in Handelinge 1 het ons vanaand gelees, voor die uitstorting van die Heilige Gees in vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed. En nadat die Heilige Gees oor hulle uitgestort is en hulle die vuur van Pinkster beleef het, het hulle voortgegaan om te volhard in gebed, in eendragtige gebed. So, vanaand is die tema dan 'n biddende gemeente. Weereens, wanneer 'n mens die brief van Handelinge lees, dan ontdek 'n mens nog iets besonders. Vanmôre het ons nou saam ontdek dat hulle was 'n evangeliserende gemeente. Hulle het met krag getuig, hulle het vurig getuig en daar was vrug op hulle evangelisasie. Maar nie alleen was hulle 'n evangeliserende gemeente soos ons vanoggend gehoor het nie. Hulle was ook in die besonder 'n biddende gemeente. Nou, ek dink ons almal ken die Engelse spreekwoord wat sê a family who prays together stays together. En dis ook waar van 'n gemeente. 'n Gemeente wat saam bid is 'n gemeente wat eendragtig ook saam kan volhard op die pad van die Here. Gebed was nie vir hulle maar net 'n aktiwiteit nie. En ek wil hê ons moet onsself ondersoek. En ons moet vanaand vir onsself die vraag vra: is dit dalk moontlik dat gebed vir ons maar net 'n aktiwiteit geword het? En dan die hartseer ding daarmee saam 'n opsionele aktiwiteit. Ons kan kies of ons daaraan wil deelneem en of ons nie daaraan wil deelneem. Ek sê dit is hartseer as ons van gebed so 'n opsionele ekstraatjie maak, so 'n aktiwiteitjie wat ons kan kies of ons daarin wil deel of nie. Nee, dit was die hartklop van die Handelinge gemeentes. Nie net in Jerusalem nie, maar ook Antiochië en later al die gemeentes wat daar geplant was. En u sal onthou, ek het vanmôre
het ek so net as 'n inleiding met u gedeel. Ek het myself eintlik so 'n bietjie van die manuskrip af weggeneem en daar was 3 dinge wat ek vir u gesê het. As ons die vuur van Pinkster in die gemeente verlang, as ons dit regtig wil hê, dan is daar hierdie 3 dinge wat ons in ons lewens werklik in plek moet hê. En dit is in die eerste plek, daar moet by ons 'n sterk begeerte en 'n sterk verlange wees na die vuur van die Heilige Gees. In die tweede plek, ons moet bereid wees om deur te bid totdat die Here antwoord. Gebed moet die hartklop van die gemeente wees. Ons moet 'n biddende gemeente wees, die tema van vanaand se boodskap. En die derde wat ons vanmôre gesê het, ons moet elkeen bereid wees om die kring om myself te trek. Is ek bereid om die prys te betaal? Die persoon wat bereid is om die prys te betaal, gaan die seën ervaar. Die persoon wat nie bereid is om die prys te betaal nie, gaan die seën verbeur. As ek bereid om daai kringetjie om myself te trek. Wanneer ons so leef, kan die vuur van Pinkster weer hoog brand in ons midde. Baie belangrik hierdie 3 gedagtes. So die oorhoofse tema hierdie week is dan die vuur van Pinkster in die gemeente en vanaand die tweede boodskap, 'n biddende gemeente. Dit is vir my baie duidelik dat die gemeente in Handelinge duidelik verstaan het dat sonder die Here en sonder dat hy werk, sou hulle niks kon vermag nie. Niks uitrig nie, niks doen nie. Sonder die vuur van die Heilige Gees is daar nie lewe in die gemeente nie. Kan die gemeente op 'n platoniese manier aangaan en bestaan en soos 'n sosiale klub dinge reël en lekker byeenkomste en etes en wat se goed nog al, maar word die werk van die Here bloot menslike pogings waar daar eintlik weinig tot geen vrug op is nie. Daarom vind ons telkens in Handelinge, ek wil hê u moet hierdie week bietjie moeite doen om Handelinge deur te lees. Maak 'n bietjie tyd, gaan lees dit en let op, hoeveel keer tref ons die gemeente aan besig om te bid? Kan ek so 'n paar voorbeelde met u deel uit Handelinge, waar ons die gemeente aantref, waar hulle bid is, voor Pinkster, terwyl hulle nog wag op die belofte van die Heilige Gees. In Handelinge 1 vers 14 lees ons, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Na Pinkster was dit deel van hulle daaglikse geestelike lewe. Hoofstuk 2 vers 42 staan daar, en hulle het volhard in 'n paar dinge, die leer van die apostels, die gemeenskap, die breking van die brood, en in die gebede, meervoud. So lees ons in tye van bedreiging en vervolging. En hoe het ons nie ook in Suid-Afrika al die afgelope tyd met hierdie haatspraakwette en al die dinge vir mekaar gesê, dinge raak moeilik, die strop word 'n bietjie nouer getrek, hier kom dalk vervolging, nê? Hulle gaan ons dalk een van die dae kan aankla as ons die evangelie verkondig. Maar wat het die gemeente gedoen? Handelinge 4 vers 23 tot 31, kan u maar saam lees. Dit is nou nadat Petrus en Johannes losgelaat was, en hulle eie mense gaan alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak is. En dan vra hulle vir vrymoedigheid. Gee ons vrymoedigheid om aan te hou ten spyte van die vervolging, dat ons U woord met vrymoedigheid sal verkondig. In Handelinge 6 vers 6, as daar nuwe diakens aangewys moes word, het hulle eers saam gebid. Hulle het nie so uitgekyk en maar wie kan dalk 'n goeie ou wees om 'n diaken te word, nie?
Hulle het gebid, hulle het die Here gesoek, gesmeek, wie's die regte persone. By die uitstuur van sendelinge, Handelinge 13, vers 2 en 3, wanneer daar gevangenskap was, tronkstraf, of het nou Petrus was, of Paulus en Silas, na wie ons sal kyk, Handelinge 12, vers 5. Ons lees in Handelinge 13, vers 2, daar was tye van vas en gebed, waar hulle werklik tyd uitgekoop het, een kant gekom het, gevas het en saam gebid het. Hulle het ook in Handelinge 9 vers 40 en Handelinge 28 vers 8, het hulle gebid vir genesing en goddelike ingryping, so belangrik, voordat hulle belangrike besluite moes neem, in terme van die gemeente en die bediening, Handelinge 14 vers 23, het hulle eers gebid. Ja, so kan ons sien dat die gemeentes in Handelinge was waarlik biddende gemeentes. Nie net Jerusalem nie, maar al die gemeentes in die vuur van Pinkster. Is dit nie opvallend en wonderlik om raak te sien, dat die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag het nie van hulle hierdie selfstandige, onafhanklike mense gemaak, wat sê, jong, nou is ons vol van die Heilige Gees, nou kan ons self vir die Here arbei en aangaan nie. Nee, dit het juis hulle algeheel afhanklik van die Here gemaak en hulle uitgedryf om saam te bid, om te volhard in die gebed. En daarom is dit vanaand belangrik om te weet, liewe broers en susters, dat ware geesvervulling dryf 'n mens nie weg van die gebedskamer af nie, maar dit dryf jou juis in die gebedskamer in. Julle is baie welkom, hoor, bly dat julle hier is. Dit dryf jou juis in die gebedskamer. En ons sien dit dwars deur Handelinge, op elke plek, elke geleentheid, elke behoefte wat hulle gehad het, hoe hulle in gebed saamgekom het. Ons gaan kyk weer na 3 gedagtetjies vanaand in terme van 'n gebiddende gemeente. En sien ons in die eerste plek, hierdie gemeente in die vuur van Pinkster het volhardend gebid. Hulle het volhardend gebid. Nou ons weet almal wat beteken volhardend. Dit beteken jy hou aan bid, jy hou nie op nie. Jy bid soos Dominee Etienne Maritz gesê het, deur totdat die Here antwoord. In Handelinge 1 vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. So belangrik. Dis nog voordat die Heilige Gees uitgestort is. Hulle is daar in die bovertrek, hulle is wagtend op die belofte. Hulle die begeerte in hulle hart, o Here Jesus, U het ons beloof dat U die trooster, die Parakletos gaan stuur. Ons kan nie wag om hom te ontmoet nie. Ons kan nie wag dat hy op ons uitgestort of in ons uitgestort word nie. Ons kan nie wag om daardie krag wat U beloof het te beleef en te ervaar. Hier vind ons 'n groepie disippels op hulle knieë. Hulle probeer nie met allerlei metodes self krag opwek om vir die Here te kan werk en lewe nie. Nee, hulle vertrou geensins op hulle eie menslike vermoëns nie. Ons vind hulle biddend in die bovertrek, wagtend op die Here. Dan lees ons in Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard. En hy noem 'n paar dinge waarin hulle volhard het. Die leer van die apostels, wat eintlik maar vandag ons Nuwe Testament is. En as daar staan, hulle het volhard in die leer van die apostels, dan beteken dit, hulle het dit vir hulle self aangeneem, hulle het dit ook uitgeleef. Maar hulle het ook volhard in die gemeenskap, die fellowship, koinonia. Nou lag ek altyd so, baie mense sê vandag, ek lees nêrens in die Bybel dat daar 'n aanddiens was nie. Weet jy wat, ek lees dit ook nêrens in die Bybel, maar weet jy wat lees ek? Dat daar elke dag 'n diens was. Dit staan daar, hulle het dag tot dag volhard in die tempel.
elke dag. Nie net aanddienste nie, so, dis 'n flou verskoning, om te sê, ek lees nêrens in die Bybel van 'n aanddiens nie. As ons regtig Bybels wil raak, dan moet ons elke aand kerk toe kom. Want hulle dag tot dag volhard in die tempel, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en al hierdie dinge, né? Dis 'n gemeente in die vuur van die Heilige Gees. En in die gebede. Baie belangrik hoe hulle volhard het in die gebede. Gebed was nie vir hierdie mense iets wat hulle net gebruik het wanneer hulle die Here sou nodig kry nie. Ja, dan veral het hulle gebid. Maar hulle het altyd gebid. In elke omstandigheid. Gebed was vir hierdie gemeente in die vuur van Pinkster 'n leefwyse. 'n lewenstyl soos ons dit ook in Afrikaans noem. 'n bewys van hulle afhanklikheid van die Heilige Gees. Ons kan nie sonder U nie, Here. Ons kan nie vir U lewe as die Heilige Gees nie ten volle in beheer is. En die enigste manier waar die Heilige Gees ten volle in beheer kom, is deur volhardende gebed. Die Here antwoord gebed. Hy werk in antwoord op gebed. In EE3 het ons geleer, jare gelede toe ek eerste keer EE3 gedoen het, dat wanneer jy nou iemand na die Here toe gelei het en jy doen nasorg, dan is daar die 5 dinge wat jy vir die persoon moet sê. En die een van hulle was gebed, is soos jou asemhaling. As jy ophou asemhaal, gaan jy dood. Gebed is die asemhaling van hierdie gemeente gewees. En so is dit belangrik vir u en vir my ook in die tyd waarin ons lewe, dat ons volhardend moet bid. Waarom? Hoekom? Omdat Jesus sentraal in die gemeente wil wees. En deur gebed erken ons hom en verwonder ons oor hom. Hy is die opgestane Here Jesus. Ken julle vir Fanny Crosby? Daar's 'n fotootjie van haar. Sy was van babatyd af blind. Maar sy kon sien wat bitter min mense kan sien. Die teenwoordigheid van die Here Jesus. Daardie vrou het oor die 8000 hymns geskryf. Baie waarvan in Afrikaans vertaal is en wat ons vandag nog sing. Van die mooiste liedere wat daar seker ooit geskryf is. En as jy oor Fanny Crosby lees, dan kom jy agter dat haar hart het beslis gebrand met Pinkstervuur. Sy het oorgeloop van die Here Jesus. Kom ek lees net vir jou 'n paar titels van liedjies wat sy geskryf het. Blessed Assurance, Jesus is mine. Wat sê dit? Sy het 'n verhouding met hom gehad. To God be the glory, great things he hath done. Dis nog 'n hymn wat sy geskryf het. Ek dink ons sing dit in Afrikaans, aan God al die eer, hy wat wondere doen, hè? Dis die Afrikaanse weergawe. Dan het sy gesing, Pass me not, o gentle Saviour. Gaan my nie verby, o Heiland. Rescue the perishing. Red wat verlore gaan. A wonderful Saviour is Jesus, my Lord. Iemand maak eendag die fout om vir Fanny Crosby te vra, is dit nie vir jou verskriklik om blind te wees nie? Toe sê sy, nee, dit is glad nie vir my verskriklik nie. Die eerste ding wat ek in my lewensbestaan ooit gaan sien, is my wonderlike Here Jesus, as ek in heerlikheid by hom opgeneem word. Ek hoef nie al die gemors te sien wat julle op hierdie aarde sien nie. Ek is dit gespaar. Hy gaan die eerste een wees wat ek sien. En omdat sy so vol van die Here Jesus was, het dit ook in haar gebedslewe baie duidelik uitgekom. Sy skryf, ek haal aan, I never undertake anything for God without first asking him to bless it.
Niks aangepak, niks gedoen nie. Sy skryf, a prayer, however short, is long enough if it reaches heaven. Pragtige woorde. Ek haal een van haar liedjies aan. Dink eens gaan my nie verby o Heiland. Savior, Savior, hear my humble cry. Fanny Crosby het 'n lewe naby Jesus geleef, 'n lewe van gebed. En dit behoort ook die gemeente te kenmerk. Volhardende gebed. Ja, die biduur moet vol word. Die biduur moet oorloop. Die biduur moet wys hoe nodig ons in ons harte besef ons die Here het. In die tweede plek, hulle het eendragtig saam gebid. Handelinge 4 vers 24, toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef. Pinkster het baie individue se lewens verander, maar dit het ook die gemeente se lewe verander. Ook die gemeente se bestaan verander. Pinkster het 'n liggaam tot stand gebring, die liggaam van Christus, waarvan ons almal afsonderlik lede is. Besef ons partymal die wonder daarvan, dat ons deel uitmaak van die liggaam van die Here Jesus, waarvan hy die hoof is en ons lede. In die weermag het ons 'n term gebruik, as iemand nie sy kant bring nie, dan sê ons hy jippo. Onthou julle dit? Jy kan nie in die gemeente jippo nie. Dan beteken dit jy staan nie jou plek in die liggaam vol nie. Ons is deel van hierdie kosbare liggaam. En as liggaam roep die Here ons en hy bring ons tot 'n heilige eenheid. Hy stort, Romeine 5 vers 5, sy liefde in ons harte uit. Hy sê ons is lede van mekaar. Dit beteken, as ons nou nie lekker saamwerk nie, dan laat ons mekaar in die steek. Wat nog van die Here wat ons in die steek laat? Wat ons bedroef. En die Heilige Gees maak ons gesamentlik algeheel afhanklik van die Here. En dis daarom dat die gemeente eendragtig in gebed volhard het. Ons lees dit telkens. En dis juis waar die vuur, die voortdurende vuur en die krag in hulle midde vandaan gekom het, is in hierdie eendragtige gebed, die feit dat hulle saam gebid het. Hierdie woordjie eendragtig is 'n kosbare woord as jy dit in die oorspronklike taal gaan bestudeer. En is baie belangrik om ook in die konteks van ons tema vanaand, 'n biddende gemeente, hierdie woordjie eendragtig te verstaan. Dit beteken letterlik om met een hart en een passie en een doel verenig te wees. Eendragtig. Dit praat nie net van ons almal vul 'n saal vol mense en nou is ons eendragtig saam. Nee, ons is een van sin en een van siel en een van hart by mekaar. Ons het een begeerte en dit is dat die Here Jesus groot gemaak en verheerlik moet word. Ons smag daarna dat hy die vuur van die Heilige Gees vir ons uitstort. Ons wil nie daar sonder nie. Ons wil amper sê, ons kan nie daar sonder nie. Ons begeer dit. Die tweede gedagtetjie op daai eerste skyfie. Ons begeer dit. En so was dit in die eerste gemeente. Hulle het nie maar net gebid nie, hulle het eendragtig saam gebid. Saam gebuig voor die Here. En dan in die laaste plek, hulle het vurig gebid. Ek lees in 'n Bybelse ensiklopedie dat Jakobus, waarskynlik Jakobus wat die brief, die algemene brief van Jakobus geskryf het, bekend gestaan het as 'n gebedsreus. Hy het ook 'n bynaam gehad, kameelknie.
Blykbaar het sy knie soos 'n kameel se knie gelyk, van al die ure in gebed, wat Jakobus deurgebring het. En wat skryf Jakobus vir ons oor vurige gebed? Hy skryf in Jakobus 5 vers 16, die vurige gebed van die regverdige, die kind van die Here, het groot krag. Dan nie omdat ons gebed as sodanig kragtig is nie, maar omdat God die vurige gebed van die regverdige kragtig antwoord. Dit is altyd 'n antwoord op gebed wat die Here werk. Selfs Jakobus sê, julle het nie want julle bid nie. En dan skryf hy vir die mense vir wie hy skryf, en as julle bid, bid julle verkeerd, om dit in julle selfsug deur te bring. So vurige gebed is 'n Bybelse konsep, en ek is baie seker, as jy die Handelinge gemeentes bestudeer, dan was die eerste gemeente se gebede baie beslis nie koud en formeel en oppervlakkig nie, maar dit was juis die vurige gebed van die regverdige, waarvan Jakobus dan praat. Hulle het gebid met 'n dringendheid, en met geloof, met 'n lewende verwagting God gaan hoor, met harte wat brand. Soos Handelinge 4 bestudeer, dan word Petrus en Johannes gevange geneem deur die Joodse raad. Hulle word met stokke geslaan. Maar dan raak die Joodse raad so bietjie bang en hulle sê, wat moet ons met hulle doen? Dit is nou eintlik 'n krisis. Ons het hulle nou gevange geneem, maar en dan dreig hulle, sê vir hulle, as julle ooit weer in hierdie naam iets verkondig, is dit nag vir julle. Nee, gaan lees bietjie Handelinge 4 vanaand. Maar wat vind ons? Ons vind die gemeente daar in Handelinge 4 vers 29 met 'n merkwaardige gebed. 'n Vurige gebed wat hulle saam bid. En hulle sê nie, ag Here, wil U tog keer dat hierdie haatspraakwet in ons midde uitgevaardig sal word? Dit maak ons so bang. Ons wil tog net nie hê dit moet uitgevaardig. Here, moet tog net nie dat daar vervolging oor ons kom nie. Nee, kom ons kyk wat bid hulle in Handelinge 4 vers 29. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek. Dis 'n vurige gebed. Here, laat hulle maar haat aanblaas, laat hulle maar sê wat hulle wil, laat hulle maar kom met hulle wette en met hulle reëls en hulle regulasies. Dit is my so interessant. Petrus en Johannes antwoord die Joodse raad op 'n kol toe hulle nou vir hulle dreig en vra of dit vir julle belangriker is dat ons aan julle gehoorsaam moet wees of aan God. Gaan ons eintlik nie aan nie, maar wat ons betref, ons kan nie stil bly nie. Daai Joodse raad het hulle morsdood geskrik. Kan nie glo dat hierdie twee vissermanne soveel vrymoedigheid het. Maar kan u sien, dit kom uit gebed, dit kom uit vurige gebed, gee aan u diensknegte om aan te hou met alle vrymoedigheid die woord te spreek. Handelinge 12 is Petrus in die tronk. Dan lees ons daar in Handelinge 12 vers 5, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Wonderlik, nee? Ek glo dit was 'n vurige gebed. God antwoord bonatuurlik. Hulle het vasgeglo dat hulle maar in gebed na God toe kan gaan. En nou moet jy nou Handelinge 12 gaan klaar lees. Toe Petrus daar nie, waar die gemeentetjie bymekaar was, aan die deur gaan klop, toe skrik hulle mors dood. Wat? Ons nog, jy's in die tronk. Ons bid vir jou. Petrus sê, die Here het julle gebed geantwoord. Hier is ek. Die boeie het afgeval, die deure het oopgegaan. Hulle is almal met blindheid geslaan. Glo ons vanaand dat God die onmoontlike kan doen in antwoord op gebed. So belangrik. Handelinge 16, Paulus en Silas
Wat doen hulle? Hulle sing lofliedere middernag. Hulle is in boeie, hulle is stikkend geslaan. Jy moenie dink dat Tronk daai tyd 'n piknik was nie, hoor. Die bloed loop uit hulle rug uit, daar in Filippi. Stikkend geslaan, in blokke, in boeie. Hulle begin 12 uur in die nag, prys die Heer met blye galme. O my siel, daar's ryke stof. Ek sal solank ek lewe my loflied aan die Here uitjubel. Boem, daar stuur die Here 'n aardbewing. Die boeie val af, die deur gaan oop. Die tronkbewaarder van Filippi skrik so groot hy wil sy eie lewe neem. En Paulus en Silas lei hom na die Here Jesus toe. Hy kom kragtadig tot bekering. Wonderlik. Die vuur van die Heilige Gees. 'n biddende gemeente. Ons sluit af. Die gemeente in Handelinge het nie net die wêreld verander omdat hulle geleerd of ryk of baie mag gehad het nie. Nee, God het deur hulle gewerk omdat hulle saam baie tyd op hulle knieë deurgebring het. Saam gebid het. 'n biddende gemeente. Hierdie gemeentes het geleef op hulle knieë. Hulle het geleef uit afhanklikheid. In eenheid, eendragtige gebed, volhardende gebed, 'n voortdurende soeke na God en die gevolge was tronkdeure het oopgegaan. Boeie het afgeval. Die evangelie het versprei. Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ons lees die woord van God het toegeneem in daardie tyd. Christus is verheerlik. In die baie kosbare boekie van E.M. Bounds oor gebed, en ek sluit daarmee af, ek het dit vir ons in Afrikaans vertaal, skryf E.M. Bounds, wat die kerk vandag nodig het, is nie meer toerusting of beter programme nie. Nie nuwe organisasies of meer en nuwe metodes nie, maar manne en vroue wat deur die Heilige Gees gebruik kan word. Manne en vroue van gebed. Manne en vroue magtig in gebed. Hy skryf die Heilige Gees werk nie deur metodes nie, maar deur mense. Hy kom nie deur programme en strukture nie, maar deur mense. Hy salf nie planne nie, maar mense. Mense van gebed. Mag die Here iets groots in ons midde kom doen, dat die gemeente van Pretoria Oos bekend sal wees as 'n gemeente wat bid, eendragtig, volhardend, vurig. Amen. Ek het vanmôre vir u gesê dat ons tyd in gebed gaan spandeer en daar is nou 25 minute oor. So ek wil geleentheid gee, ons gaan vanaand nie in groepies opdeel nie. Ek wil vra dat u vrymoedigheid sal neem. Wanneer u in u sitplek opstaan om te bid, mans en dames, asseblief, dan sal Callie en wie het nog 'n mikrofoon, Lukas, sal uitkyk vir u. U kan net begin bid. Moenie ophou nie, hulle kom met die mikrofoon tot by u. En kom ons bid vanaand eendragtig saam. Kom ons soek die Here. Kom ons vra in ons gebed vanaand vir die Here wat Fanny Crosby geskryf het, Pass me not, O gentle Savior. Gaan my nie verby, o Heiland. Terwyl u vanaand ander seën, seën ook vir my. Kom ons bid saam. Baie dankie. Ons Hemelse Vader, Here, as ek so kyk, daar waar ek voorgestaan het, en ek sien die kerk, hoeveel mense hier is. Here, dan wil ek kom vra, dat u asseblief nie daarna sal kyk nie. Maar Here, dat u sal kyk
na diegene wat gekom het, om hulle harte voor U te kom breek. Here, ek wil begin by myself. Vader, U wat sê die hart wat bedrieglik is, Here. Ken hom nie self nie. Here, kom vra ek. U waar ek voor U staan, as my heilige Vader, as die ene wat my getrek het, dan vra ek, Here, dat U by my sal begin, dat U daai kringetjie om my sal trek. En Here, dat U myself, dit wat in my is, wat U nog nie behaag nie, sal tot die lig bring, Here. Sodat ek dit voor U kan bely. Sodat ek kan weet, dat ek 'n instrument in U hand kan wees. En dat ek opnuut 'n ontmoeting met U Gees kan hê. Dankie Vader, vir U Gees wat U uitgestort het. Dankie dat U ons nie wese agtergelaat het nie, maar dat ons weet, U werk met krag in ons binneste. Here, sodat ons werktuie kan wees vir U daar buite, sodat U naam verheerlik kan word, sodat U koninkryk sal kom tot op hierdie aarde, Here. Ons bid dit, Here, dat U koninkryk sal kom. Here, dit is wat ons voorvra. Kom, Here, kom. Maar Here, begin asseblief by my. Kom rig my hele hart, my hele siel, my hele wese tot U, Here. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand in U teenwoordigheid kan kom vertoef. En dit het my so getref, Here, toe ek lees in Eshel Brengel se boek, wat sê, daar's baie goeie Christene, maar daar is min wat met God worstel. Ag Here, en het my so in my hart getref, en moes ek myself die vraag afvra, worstel ek met God oor 'n verlore siel? Worstel ek met God dat U herlewing sal stuur? Here, hoe lyk my binnekamer? Hoe lyk my gebedslewe? Ag Here, en ek kom maar net in hierdie aand opnuut na U toe, Here. Ek trek die kring en ek kom staan self in hom en ek sê, ag Here, wil U nie 'n grootse werk ook in my lewe kom doen nie? Wil U nie die Heilige Gees se vuur in my binneste sal laat ontketen, Here, 'n vuur wat nog nooit in my gebrand het, soos wat dit sal brand, as U dit aan die brand steek nie, Here. Sodat ons getuies vir U kan wees, en ek 'n getuie vir U kan wees. En ek meer en meer aan die beeld van Jesus gelykvormig mag raak, sodat ek nie eers hoef te praat nie, maar dat die Here mense Jesus in my lewe mag sien en mag ervaar. Ag Here, ek bid vir ons gemeente. Ek bid, Here, vir leessitplekke wat vanaand hier is. Mense wat by die huise is, Here, wat nie 'n behoefte het om in 'n aanddiens te wees nie. Here, daar is omstandighede en dit verstaan ons. Maar ag Here, wil U nie U vuur kom stuur, sodat dit aan die brand sal steek, en Here, wanneer dit my aan die brand steek, sal dit my broer, my suster, my familie aan die brand steek. En dit is die gebed van ons harte, Here. Baie dankie, Here, ons kan dit maar net in die naam van Jesus bid. Amen. Vader, Here, ek kom en ek wil vir U sê, Vader, ek het nie veel van 'n gebedslewe nie, behalwe as ek iets nodig het soos gister. Behalwe, Here, as ek U nodig het. Vader, daar's mense en ek is een van hulle wat nie veel met U te doen het nie, Vader, maar wat bid as ek iets nodig het, soos gister. Vader, Jesus, ek wil vir U sê, Here, ek dink U voel dat as ek U nie nodig het nie, stoot ek U weg.
As ek U wel nodig het, dan gee ek U vinnig nader. Vader, wil U nie asseblief maar vir my ook help nie, Here Jesus. Here, ek en 'n vriendin van my het mos nou eendag gepraat. Daar is mense wat, daar's nie 'n God nie, maar as hulle iets nodig het, dan moet hy daar wees. Here, en ek moet erken, ek is ook so. En dankie vir dat ek dit by U kan kom bely. En dat ek vir U kan sê, Here, ek is nie onskuldig wat dit aanbetref nie. Baie dankie, Vader. Ek wil vir U vra, Here, vir 'n brandende begeerte, waar ek wil net bid, ek wil net lees, ek wil net die Bybel lees. Vader, ek wil vir U vra dat asseblief my hierdie begeerte sal gee, Vader. Ek sê dankie, Vader, vir alles. Dankie, Here Jesus. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, Here, deur die eeu het U self bewys. U het self geglo aan gebed. En ons het vanaand gehoor, Here, hoe dat die gemeente gebid het en het gewerk. En ons wil vra, Here, dat U by my sal begin en by elkeen van ons, dat ons gebedslewe sal opknap, Here, en dat ons weer opnuut daai ervaring sal beleef, toe ons die eerste dag ons lewe aan U gewy het. Die oorgawe wat daar was, daai brandende begeerte om dit mee te deel. Here, wek dit op in ons lewe. Maak ons weer soos wat U graag wil hê ons moet wees. Ja, Here, vul ons met die Heilige Gees by hernuwing. Soos wat ons verlede Sondag gehoor het, ook dat dit elke dag sal plaasvind. Dat ons sal tyd maak vir U, Here, vir gebed. Dat ons U nie sal afskeep nie. Here, kweek by ons hierdie wonderlike begeerte en behoefte om U daagliks te ken in gebed en deur die woord. En Here, ons wil bid vir hierdie gemeente van ons. Here, dat dit 'n gemeente sal word soos die vroeë gemeentes, wat vir mekaar sal omgee, maar ook vir die wêreld daar buitekant sal bid. En dat in ons daaglikse lewe, waar ons kom, ons 'n invloed sal hê op hierdie mense se lewens, met wie ons in aanraking kom. Dat hulle Jesus in ons sal raak sien. Behoed en bewaar ons, Here, dat ons U naam nie sal skend nie, maar dat ons werklik vir ander mense sal wys dat Jesus ons ware verlosser en zaligmaker is. Gee vir ons die krag en die genade om U na te volg en ook te bid in ons lewe. In Jesus se naam, amen. Heilige Vader, Abba Vader, Here, U sê U het nie behaag in dankoffers, brandoffers en in godsdiens nie. U het nie behaag, Here, aan ons wat uit gewoonte uit aan 'n kerk behoort, om op 'n kerklys te wees, om nou en dan 'n kerkdiens by te woon, om ons gewete te sis, om vir ons en dan vir onsself te sê, maar ons is goeie Christen mense. Here, maar U het behaag in gehoorsaamheid, 'n liefdevolle verhouding met U, 'n vrees vir U. Vergewe ons, Here, vir my,
vir elkeen in ons gemeente, Here. Dat ons dink ons is goeie Christene. As ons dalk in 'n bediening betrokke is, as ons werksaam is vir die kerk, al kla ons ook daaroor, al dink ons baie keer dis moeite, maar Here, dis U hartsbegeerte, dat ons 'n erns met U moet hê. Here, ons het U so nodig, Here. Ons het 'n hartsverandering nodig. 'n Geestelike hartsoorplanting. Wat net U kan gee. Net soos ons nou gelees het, volgende ook nou uit Handelinge. As ons gesien het, Here, hoe die geroepenes, die disippels en ander in die boventrek by mekaar gekom het, hulle was verward, bevrees, benoud. Maar Here, dat U in 'n oomblik kan kom en deur U vuur en hulle verander in kragtige getuies. Dis wat ons nodig het, Here. Rig elkeen van ons op, Here, as biddende gemeente om voor U voete te kom, voor U aangesig, om te roep tot U vir genade. Neem hierdie vorm godsdienst van ons weg, Here, en vervang dit met 'n geesvervulde hart, 'n geesvervulde lewe, wat U wil vereer en verheerlik in dit wat ons doen, dit wat ons dink en sê. Heilige Gees, gee vir ons 'n groot mond, net soos U vir die mense, vir Petrus en die ander gegee het op Pinksterdag, self die wonderwerk van ander tale. Maar gee vir ons die mond, Here, om te kan getuig, vreesloos, Here. Net soos ons nou gehoor het ook daai wonderlike gebed van Petrus, hoe hy sonder vrees vir vervolging gesê het, Here, 'n groter mond, 'n vreesloosheid om te getuig, meer vrymoedigheid om te getuig. Werk dit, Here, in elkeen van ons. Begin by my, Here. Ons dank U, Here, vir elkeen wat vanaand hiernatoe gekom het, met 'n spesiale verwagting, dat die Here iets besonders gaan doen. En Here, ons weet, U sal iets besonders doen. Dalk is daar klaar baie van ons hier, wat kragtig aangeraak is deur U teenwoordigheid hier. Here, begin met ons wat hier is, net soos my suster Karen gebid het. Begin met die wat hier is en steek 'n vlammetjie aan in ons wat hier is. Mag ons wat hier is vanaand, Here, biddende krygers word, wat U kan gebruik
wat tot U kan roep, wat U soem van U kleed kan aangryp en aanhou en deurbid totdat U antwoord. Mag Jesus verhoog en verheerlik word. Ek bid dit in sy kosbare naam. Ek gee so 'n minuut of 2 van stil gebed waar elke een persoonlik met die Here praat en jou eie lewe opnuut aan die Here toewy en vir hom sê, Here, it's not my brother nor my sister, but it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Kom ons gee elkeen net 'n kansie vir stil gebed, dan gaan Ansie so lank vir ons na die Klavinova toe kom, dan sluit ons af. Here, die woorde van die ou koortjie kom in my hart op. Ek gaan deur, Jesus, ek gaan deur. Ek sal die prys betaal wat ander ook mag doen. Ek gaan die weg saam met die verloste skaar. Ek gaan deur, Jesus. Help ons vanaand om 'n volkomme oorgawe van ons lewe aan U te maak. Help elkeen hier teenwoordig dat ons niks sal terughou nie. Dat ons harte vir U sal oopmaak en die Heilige Gees van God sal toelaat om sy vuur opnuut in ons midde te laat brand. As ons die koste bereken en ons kom tot die besef, dit gaan miskien tyd vra, miskien energie vra, miskien baie van onsself. Help ons om te onthou, U het gesê, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon. En hy moet sy kruis opneem en hy moet my volg. Dis die prys. Dat ons bereid sal wees, Here. In Jesus se naam. Amen.